Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Psalm 62 vers 6. Wees maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Klank is een van ons gunsteling geluide. Wanneer ons in die motor klim, is die eerste ding wat ons doen, is om ons radio aan te sit. Of deesdae is dit sommer outomaties aan, en wanneer ons die motor aanskakel, dan gaan die radio aan. Wanneer ons in ons huise instap, sal dit die eerste wees wat ons opsoek, klank. Die TV wat moet speel, of die radio. Dit is asof ons stilte ons begin bedreig, en is asof stilte mense begin bang maak. Iemand sê een keer, ek kan stilte nie verdra nie, want dit laat my eensaam voel. Ons omring ons met alle denkbare hulpmiddels, om die eensaamheid en die stilte so moontlik weg te dryf. Al die klanke in die kop, maak ons ongelukkig, dat ons nie God se stem so duidelik kan hoor nie. So ons dink, dit bring vreugde, en dit bring blydskap, maar dit is ongelukkig nie die waarheid nie. Dit doof God se stem al hoe meer uit. En daarmee sê ek nie, klank is sonde nie. Ek sê net, daar is 'n tyd, wat 'n mens in jou stilte tyd, werklik so stil moet kan raak, om God se stem te kan hoor. Probeer maar vir slegs 'n paar minute doodstil sit, met geen geluid nie, en probeer self om nie eers aan iets te dink nie. Min van ons sal dit reg kry, want binne sekondes gaan gedagtes ons stilte begin binnendring, want ons is so gewoond aan klank, en ons kan nie meer daarsonder leef nie. Kyk hoe ongemaklik dit raak, as mense se geselskap opdroog. Daardie ongemaklike stilte, dit sê ons dan, is ongemaklik, maar eintlik hoef dit nie ongemaklik te wees nie. Eintlik hoef dit net 'n rustige stilte te wees. En dit is dan wanneer ons hierdie stilte wil verbreek, wat ons baie keer nonsens somme begin praat. Sonder stilte is dit regtig moeilik om in gees saam met God te wandel. Jy het dit nodig as jy regtig wil hoor wat God sê. En dit raak 'n oefening om stil te raak in God se teenwoordigheid. Dit kom nie net van self nie. Om stil te kan raak voor jy God se woord lees, sodat jy mooi kan hoor wat hy sê. Om stil te raak nadat jy sy woord gelees het, sodat jy mooi kan weet wat jy moet bid en waarvoor jy juis hierdie gedeelte gelees het. En jy sal sien, jy gaan skaars begin lees, of iets gaan jou aandag begin aftrek. Hoe word ons stil voor God? In die eerste plek is dit soos wat God se woord sê, begin 'n stil plek soek, 'n plek waar klanke nie deurdring, harder as God se stem nie. Daarom sê hy, gaan in jou binnekamer, maak toe die deur. En dit beteken ook dat ons gedagtes moet afskakel, om te kan hoor wat God vir ons wil sê. En dit is oefening, 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 om regtig so te kan stil raak in God se teenwoordigheid. Dit is nie noodwendig net om in jou kamer te gaan en stil te raak nie, maar dit is om dit te kan regkry, om God 'n kans te gee om te praat, sonder dat daar iets is wat sy stem doof. Dit moet andersom wees, sy stem moet alle ander dinge eintlik uitdoof, dat ons mooi hoor wat hy sê. Jesus, baie dankie vir u bloed. Dankie Here dat u bloed vir ons uitroep. Here, en dat ons weet, u bloed spreek van so 'n verbond wat ons met u het. Dankie Here dat u bloed vir ons praat, waar ons nie altyd kan praat nie. Dat u bloed ons beskerm, dat u bloed ons verdedig. Dankie Here dat ons kan stil raak vanoggend en net kan bewonder, wat het u bloed vir ons vandag te sê? Wat moet ons hoor in die stem van u bloed? Kan ons hoor
hoe U sê wie ons moet vergewe. Kan ons U stem hoor, hoe U ons vergewe en hoe ons vrede kan hê. Dankie dat ons kan vra dat die stem van U liggaamswonde vandag uitroep na ons toe. Harder as wat enige siekte, enige kwelling, enige oortredinge kan wees, enige wonde kan wees. En dat ons die genesing raak kan hoor wat in U liggaam is. Dankie Jesus daarvoor. Amen.